Geliefdes, hartelijk goedemorgen. Graag van iemand dat je net precies voor ons aan het proces. Applaus voor mensen van het leven. In de zaak. In het bestuurs. Allemaal eens het zo. Dat is wel van elkaar. Israël, ik wil aan die voor die afkondigen. Dus jullie kijken over een keer. Volgende gewone dienst en ons spreken, zoals een PRT's. Je moet jij kiezen dat vanochtend bij zeker onze gemeente te Schiepa, waar je ook een hele naam daar zou verdienen. En ons zou de gemeente voorbeelden voor deze genade. Dan die waren ze van onze Pasterdiensten vandaan weer om 6 uur. Die achtergekomen in de jet naar ons collega's opnieuw in de naties van enige onder de ervaring dat de weer en congres en die offers van collectors in de naties gaan voor alles lezen en waar waterschade gaan nu. Dan moet alle kinderen daarop letten op die zangbeelden van die weer. Ons weten die gade, dus komt wel aan, dan ze aan die koor en zo gaan ze aan van die weer. Dan kan ik dus weer ook die gade hier niet vandaag, hulle ook gekopen niet, maar ja, volgende zondag weer. Ik net daarop weet dat alle gelden waar je ook die gade hier gemaakt wordt, direct voor de werkzaamheden, voor de plaatselijke compagnie gaan. Volgende zondag met ons Pinksterafsluiting ter Monkie om 3 uur en om daar beginnen met de kerk aan de wereld gedaan om een busgratis voor die beschikbaar te stellen om die Pinksterafsluiting bij te wonen en die is meer dan welkom om die namen weer 6 jaar later te geven. Dan die waren ik ons afgelopen gegeven van Robertse Koers se zondagschool in de tijd als we wel zo'n beetje op feest naweek op de 29e mei om 6 uur in die zondagschool een junior moederparade, dus om 6 uur en 29e op de 30e mei heeft hulle mini bazaar en voor een mini draai die 50 gaan. En ik zeg dat ze een poosje, een strijdje,
bank of Wolfsie en dat is 15 jaar. En dan zondag 31 mei en dan hulle dankzeggingdienst om 10 uur en die vierde keer betaald die geleentheid sal mevrouw Marcus wees. Dan die was op een kerkraadsvergadering is die volgende lidmate door die ambt van diakens gekies. Broeder Moffa, broer Ronald Maris, zuster Christina Fortuyn, zuster Margaret Jolande, zuster Don Lucas, zuster Anneke Jacobs, zuster Carol Stevens, broer Steven Boysen en broer Devin Anthony. Op diezelfde vergadering is volgende kijkaansleden van de onderscheiden ambten als hoofdambtenaar en hoofddiaken gekies. Als hoofdambtenaar zuster Elise Kringmans en als hoofddiaken zuster Charlotte Tobias en alle termijn begin vanaf 1 juli tot in 31 augustus. Dominee Kakisante en Oud asseblief daarop gelet dat u kerkraden moet op 31 mei om 5 uur. Want dit is jullie afgekondigd, ons kondigen het weer af en iedereen daarvan gaan vergeten alsjeblieft. Dan heb ik ook voor jullie afgekondigd van ons gemeente 120ste bestaanjaar volgend jaar juni en vandaag de heren nooit kijken naar alle belangstellingen zijn om deel te vormen van ons feestcomité. Als die nou wordt video organiseerd en cruciaal, dan is die meer dan welkom om die namen bij de schema in te geven. Ons voorbeeld voor die gebieders, ons vader, die voorbeeld voor alle ons ziekers, de broer Bankier, Dominee Van Eck, zuster Lien James, zuster Linda Oktober, zuster Madeleine van der Berg, broer Koester, wat in ons dag opgenomen is, want dan aan ons bejaardes in ons gemeente en in ons gemeenschap. Ons wordt nog steeds voor allemaal wanneer die watervloedig geraakt is, dat die verlichting zou doen, en dan gewoon specifiek wanneer deze de christenfamilies van Christen bij het oorbegraaf gestaan heeft. Net na die verjaardag zal zuster Polly die toestemmen worden om de voorbediening, want verjaardag wordt hanteerd door die begane dokters en die bronnen is gelijk drie. Dat is ons afkondigen zoals we die Nederlandse zien op alle werkzaamheden. Yeah.
Ja, ek moet nou praat, so 'n bietjie met die vroue vanoggend in die gemeente. Ek het nou die Vrydag aan die kerkraadsvergadering amper sy die kerkraad aan getuig. Toe ek moet praat oor die vroue. Ek het spesiaal die boekie vanoggend saamgebring, dat julle moet verstaan dat wat ek sê, kom nie van my af nie. Ek wil gooi die vroue wat deel is van die vrouediens moet gou vir my staan. Hulle sit nou so verspreid. En dan wil ek hê die mans moet gou vir my 'n bietjie rondkyk in die kerk. Hoeveel vrouens sit vanoggend in die kerk? Dan moet julle sien hoeveel vroue staan. Dan is dit hartseer. Is tragies. Want as jy 'n lidmaat van die VGK Robinson is, jy het jou hand opgesteek, ek wil 'n lidmaat wees by Robinson, is jy outomaties deel van die vrouebediening. Dis hartseer as ons vroue nie betrokke wil wees. Ek weet nie wat die rede is, ek hoor klomp goedjies. Hulle is, kyk die mense vas. Want daar word sommer gesê, hulle wil nie betrokke wees nie, want Bolla is daar, Ros is daar, Samijn is daar, Bevoorbeide is daar, Lisa is daar, en ons is voorbaar. Dis die waarheid. Ek wil 'n beroep doen vanoggend vroue. Ons elkeen het 'n taak en verantwoordelikheid teenoor hierdie gemeentes. Ons is die hartklop, die vroue is die hartklop van die gemeente. Want as daar nie 'n vrou in die huis is nie, wat gebeur? Net soos die kerk. Die kerk het die vroue nodig. Ek wil vanoggend vir julle sê, moenie teen ons vaskyk nie. Ons termyn gaan verby, dan moet die ander mense wees. En as ons as ouer vroue nie vanoggend die leiding wil neem nie, hoe gaan hierdie jong kinders betrokke wil wees? En ons as ouer vroue wil nie betrokke wees nie. So ek doen 'n beroep op jou as jy vanoggend nie sit. Baie van ons het al, as ons dienste hou, verklaring of 'n plek sal aflê. Ek gaan vrouediens toe kom. Daar kom ons op 1 of 2 keer, dan verdwyn ons. So ek doen 'n beroep op jou vanoggend. As jy hier sit vanoggend en die Here praat met jou, dat jy die vroue moet kom aansluit, doen dit asseblief. Ja? Jy het ook 'n keuse, wil jy deel wees van die vrouediens? Ons kan nie bloem, of jou slaan, of jou pluk en sê, kom nie. So jy het 'n keuse. So asseblief, kom sluit by ons aan. Ons is 10 vroue, wat hierdie hele gemeente moet verteenwoordig wat ons dra. Hierdie 10 vrouens, as daar funksie is, dan is dit net ons, wat 120 kaartjies moet verkoop. Want het lyk dat ons is ons nou 'n vereniging keelpos gee. Maar eintlik met die hele gemeente se vroue ons ondersteun en ons help. Nou wil ek by die gedeelte kom, doen nie gesê, ek moet dit spesifiek verduidelik. Waar pas 2 vroue of 'n vrou uit elke wijk wat deel moet kom word van die vrouediens. By 'n wiksvergadering moet die wijk sit, die Jakob of ouderling, 'n vergadering hou dan na verkiesing waargeneem word, waar 1 of 2 vroue gekies word, waar die vrouediens verteenwoordig. En daai vrou se verantwoordelikheid is om al toe net 1 keer 'n kwartaal na vergaderings toe. Want dit is jou verantwoordelikheid om die wijk op hoogte te gaan hou. Wat gebeur in die vrouediens? Watter funksies beplan die vrouediens? As daar funksie is en daar word kaartjies verkoop, is dit daai vrou se verantwoordelikheid om ook 10 of 20 kaartjies te vat en in die wijk te gaan versprei. Maar op die oomblik, soos ek gesê het, is dit net daai 10 vroue wat die hele funksie moet ran. So kerkraad, ek praat ook vanoggend met julle het gesê, ek het self die boodskap oordra, maar julle het ook 'n verantwoordelikheid om ons te help, dat die vrou by die vrouediens uitkom. So baie dankie. Ek hoop, volgende maandag gaan ons weer by mekaar, dat ons daar 20 vroue gaan hê, en so gaan ons groei. Baie dankie. Goeiemôre susters. Ons vanoggend baie bekommerd om met praat te hou. Ons het
2 begrafenissen gehad. En by die eerste een toe ek nou amper saam met die tannie gestraf. Ek weet ook weer op die man se ook sit 'n volle plaas oor die vrouediens. Ons het die man ook al 'n paar keer gekom. Daar is ook nou hulle noem ons die pikkewyne, die mannebediening. So as dit sal baie mooi as die vrou maandag aan kom die vrou vrouediens toe, die man kom mannebediening toe en die kinders kom die vader toe. So op maandag aan as hy die man by die huis en die goeie ding van die vrouediens is hulle het elke vrydag aan ook die wat hulle maak. Julle hoef ook hier bekommerd is oor die kos. Julle kom net hier by die kerk. Gemeente het goed die vanoggend met die woorde van Psalm 124 vers 8 daarvan gesê. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot die ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hand. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons maak saam hierdie gesang 258. Kom na die Here toe. Halleluja. diakens gaan omkom, dan gaan hulle die eerste kollekte opneem
En dan gaan daar weer omkom wat die tweede collecte gaan opnemen. So we nou nie skrik as die bordjie 2 keer verby jou gaan nie. Er is 'n moeilike deel kan vir ons hier voor is.
The power of God. Vader, voor overbrengen op ons naar u, Heer Jezus, en ik vraag dat u het zo zal zien. Heer Jezus, bij je dank u. Graag nog wat geopend, Heer Jezus. Ik bid en vraag dat u ons samen met ons zal wezen en hier. Dat ons het gaan leren. Dat u voor ons zal kracht geven, Heer Jezus, en genade zal geven, Heer Jezus. Dat ons dagtaken kan maken. Vader, we zullen alles wat we verder zal doen, in zin in Jezus' naam. Amen. Amen. Voorzitter, die dienst van ontmoediging is een gedeelte in die eerlijks wat ons weer eens kon bewust maken van dingen wat ons in die weer te doen heeft. Baie keer doen ons dingen zo onbewustelik en besef ons niet dat dit is dingen waar je God met ons praat, wanneer je praat, wanneer je samenvatting van die week. Vrijdag aan sê dominee iets by die Pinkster wat ons so baie dat dink ek noem hulle die nuwe Lesotho teks hier daar, ek noem hulle die TikTokers. Hulle is 'n klomp. Hulle maak baie woedend en dan spreek hulle met woorde teenoor hulle uit. Dit kan goed van hulle sê dat die mense net nie reg nie. Alles nog wat goed is. En dan het ooit van die jaar dat sê die dat so Godse kinders samen met ons praat. Mattheus 22 vers 34 en 40 daarvan praat so duidelik met ons in die boodskap vertaan. Maar hy sê weer Jesus om nie dat vastgelet. Jy moet die Here vertree alles wat jy is en wat jy het. Net so die Here wat jy so belangrik wees, so God
Hierdie opdragte staan bo aan die lys, maar daar is 2 opdragte wat langs die eerste een op die lys staan. Om ander mense so lief het, as hulle jy is. Hierdie opdragte vorm die pilare waarom alles rus, waarvan ons in die Bybel lees. Die gedeelte wat sê, om ander mense so lief het, as hulle jy is hierdie mense, wat ons baie keer ons self nie wil associeer, as dieselfde mense wat God vanoggend van praat. Ons is allemaal skuldig aan om die week teen om mense te gaan uitgereik, sê het, gedink het, ook baie keer te doen het, omdat God genadig het en getrouw is, vergewe hy ons daar. En dan kan ons vanoggend as gemeente ons self vir God oormoedig deur Psalm 60 die eerste vers daarvan gesing, diep o God, diep weergeboor. Kom ons gaan vanoggend en dan sal ons die eerste vers. Om net van die persoon die hande van vrede en liefde te gee. En as jy nog baie kwaad is vir die persoon, dan sê jy ook vir die persoon, ek vergewe jou as jy agter jou sit. Jesus Christus is daar vergifnis, daar is genade en daar is liewe lewe vir elkeen wat in geloof na hom toe kom. Ontvang daarom die vrede van die Here en leef as mense wat deur sy genade beliewe is. Amen. Kom ons lees op in ons geloof die volgende woorde af op te spreek. Ek geloof op die Vader, ja Vader is die Here van die Vader. En Jesus Christus die Here voorsien. Ons Heer, wat van ons leven is, geboren van Maria, wat leven op die slaapjes, Christus sterk begraven, die Heer van Maria, wat dergelijk was zijn woorden, opgevraagd aan iemand, Israël aan Jacob, ja, Vader,
Kom ons spreek met ons woord met ons saam. O genade, my kind vry, is dit werklik ook vir my. Kan my God sy troon laat gaan, my die grootste sondag staan. Ja, ons kom vanoggend na U toe net soos ons is. En ons kom buig ons laag aan die voete neer. Want U is vanoggend die weg, die waarheid en die lewe. Ons bid vir vanoggend, Here, ons ouers staan daar, en wat vanoggend siek is, en wat vanoggend in siekbeddens lê, wat so graag wil, maar nie kan nie. Ons bid ook vanoggend vir die wat kan, maar nie wil nie. Dankie dat U genade vir ons genoeg is, en dat U vir ons elke dag draag. Ons sal ook vanoggend aan elkeen wat vanoggend niks het nie. Ons sien ons vanoggend. Vanoggend vra Here dat U met ons sal kom praat, deur die roepstem van die woord. En dat ons hieruit sal stap en dat ons sal sê, waarom die Here was op die bed. Kom sien ons bediening. In Jesus' naam. Amen. First and worship, it will happen and it will be sung and speak in sound. So ek vra vir die kinders om mooi te kyk, ek vra vir die groot mense om mooi te kyk. Ons gaan nie praat nie, ons gaan net bloesom wees vanoggend. En dit is 'n boodskap, en dit is deel van die boodskap. So kyk mooi wat ek nog gaan doen.
kan u of julle vir my sê, wat het my voorgevoel? Gehoorzaam met ongehoorzame zin. Gehoorzaam met ongehoorzame zin. Ongehoorzaamheid het ingekom. In van die kindertjies, wat het julle opgemerk? Geluister en nie geluister. Gehoor en nie gehoor nie net. Kindertjies het nog gehoor wat sy groot mense gaan hou nie terug van hulle. Hulle bly nie teenoor ons in die lewe van hulle lewe. As hulle luister nooit. Ek kan later nog nie opneem. As daar nog nie van die groot mense. Ken julle die wat nooit gaan speel, dat gebeur nog dagelijks in ons huis. As 'n persoon. Daar agter is nog 'n groot mens. Baie dankie. Dis wat ek wil hoor, die opdrag, né? Ek het hulle 'n taak gegee. Die een het hom gedoen, die ander een het die deur toe geklap in my gesig. Kinders, laat sak maar die handen, daar is toch lekker, sy gaan het na die dienst om jy uitdeel, né? Die wat nie vanoggend is, Jona se ongehoorsaamheid aan sy gedrag. En dit, die skrifleser is Jona 1, net vers 1 tot vers 5. As jy die Bybels oopmaak, blaas ek op die bord. Die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai gekom. Staan op, ga na die groot stad Nineve en spreek hulle aan, want die kwaad wat hulle doen, het opgestyg tot voor my. Maar Jona het opgestaan en na Tarsus toe te vlug, weg van die teenwoordigheid van die Here af. Hy het afgegaan na Jakob en daar op 'n skip afgekom wat op pad was na Tarsus. Hy het die reisgeld betaal en in die skip afgeklim en saam met hulle na Tarsus toe gegaan, weg van die teenwoordigheid van die Here. Maar die Here het 'n sterk wind oor die see laat opkom. Daar was 'n groot storm op die see en die skip was op die punt om in stukke te breek. Die matrose was bang en elkeen het na sy God om hulp geroep. Hulle het ook die toerusting wat op die skip was in die see gegooi om hulle vrag ligter te maak. Jona het egter afgegaan na die agterste ring van die skip en daar gaan lê en was vas aan die slaap en het vas aan die slaap geraak tot sover die woord van die Here. As ons nou gekyk het vanoggend die opvoeding wat hier gebeur het, dan is dit presies wat Jona ook gedoen het. Die Here het hom opdrag gegee. Die Here was bekommerd oor die mense wat so instondig gelewe het, wat so verkeerd gelewe het. En die Here het dan ook ek gaan vir Jona stuur om hulle te gaan waarsku dat hulle moet regmaak, dat hulle moet klaarkry waarmee hulle besig is. Ek is verskriklik lief vir Jona. Jona dink ek nie met die Here geredeneer nie. Hy het ook nie vir die Here direk gesê nee, ek gaan dit nie doen nie. Maar in sy agterkop het hy gedink, wie is die Here om vir my so groot opdrag te gee? Ek gaan nie daai opdrag uitvoer nie. Jona was so hardkoppig, hy was nie bereid om te sterf. Hulle ken almal die verhaal van Jona, vir al die sondagsklokkeres, wat het met hom gebeur. En hy het gedink, niemand sal hom kry nie, die Here sal eers weet waar hy gaan. En hy het so rustig geraak, hy het selfs aan die slaap geword. Skoon vergeet van die opdrag wat hy moes gaan uitvoer het. Maar die Here weet mos van alles. So die Here het hom gesien, die Here het geweet waar hy wegtrek. En die Here het ander mense
En die ander mense het beangst geraak. En hulle begin bid en hulle na hulle verskillende Here uitgeroep. En hy het gedink, ag, ek is rustig, ek is veilig. Ek is die diep onderweg. Maar die Here het hom nie toegelaat om daar te bly lê nie. Hy moes maar wakker skrik en hy moes hulle erken en bely aan die medemense op die boot dat dit hom is wat die storm daar is. En dan het hom nou jammer gekry om maar gehou in die boot. Maar toe die storm al erger word, moes hulle hom maar uit die skip uit haal en weggooi. So wie van julle die sit volgens die soos Jona? Want die Here jare lang binnenkant. Wie van julle die sit volgens die met 'n opdrag in ons hart? Wat die Here vir ons gee. Maar ek sê nee Here, dis nie my tyd nie. Of nee Here, ek kan nie gaan in die opdrag gaan uitvoer nie. Dis te moeilik. Liewe vriende, die Here sal nie vanoggend vir ons 'n opdrag gee as hy ons nie toerus nie. So as hy jou roep, dan rus hy jou toe en dan stuur hy jou uit. Ek wil ook 'n gedeelte uitlaat oor die 12 disippels wat die Here geroep het. Die Here het hulle opdragte gegee. En as ek kyk, ek het aan prentjies gekyk en ek het gesien, die Here het vir hulle niks gegee nie. Hulle het hulle rugsakkies geloop met ons gestuur word of ons moet gaan, dan wil ons die sak saamvat met hulle rugsak hê. Maar die Here het vir hulle niks gegee nie. Die Here het hulle opdrag gegee, die Here het hulle gesê hulle moet uitgaan. Die Here het verskillende opdragte in hulle gegee en hulle het dit gedoen. Wie van julle kry 'n opdrag, dan gaan ek net so terug, nee, ek moet eers my man gaan goed, ek moet eers my sakkie gaan pak, voor ek kan gaan. Die Here plaas volgens niks in ons hande nie. Hy gee vanoggend net sy genade en sy liefde vir ons, want dit is klaar genoeg om uit te gaan en te gaan doen. Die Here het self vir die disippels gesê, alles wat hulle moet gaan doen daar buite in die gemeenskap of waar hulle ook kan kom, moet hulle verniet gaan doen. Hulle moet nie mense goud en silwer of geld vat as hulle opdrag moet gaan uitvoer. Maar wat doen ons in vandag se lewe? Ons wil niks doen nie. Ek moet so denke betaal het om goed winkel te doen. Is dit so? Ek gaan nie vir my na winkel was en vir my lisensie of verandering nie. Is dit so? Die Here wil vir ons kom tot uitwys. Net sy genade en sy liefde het ons nodig om diensbaar te gaan wees. Ons hoef eers vanoggend letterlik uit te gaan en iets te gaan doen. Net daar hier vanoggend sit sy daar kom en langs ons. Soos moet hy net op het verder. Haak nie dat ek nie. Miskien het daar hier vanoggend net om aanraking nodig. Maar ons sien nie so dit kan sien. Ons is so vol van onsself. Ons wil nie meer deel met mekaar, ons wil nie ons liefde, ons opgee met mekaar deel nie. So die Here wil vanoggend vir ons, die Jona kom sê, al gaan kruip nie weg, al gaan lê nie waar, hy gaan jou met mislaat. So dan fluister die Here heel diep in jou oor, maar jy verhard jou hart. So neem dit vanoggend ter harte. Al dink ons vlug, ons gaan trek weg, ons doen goedes in die duister, die Here openbaar het. Die Here ken ons elkeen se hart. Ons is in Pinkstertyd. Dominee, vrydag aan so mooi gesê, of donderdag aan. Ons staan geslaan, ons kyk daar vaar die Here weg. Nou voel ons verlaat, ons voel verweesig. Wat nou? Die Here daar ook opdrag gegee, gaan terug. Gaan doen iets, moet nie stilstaan nie. Al het hy weggegaan van die aarde af. Hy het ons die trooster nagelaat, dat ons nog steeds gaan doen en aangaan met dit wat ons moet doen. Ek wil vanoggend afsluit met die opdrag wat die Here vir die kerk gee. En wie is vanoggend die kerk? Die gebou? Wie is die kerk vanoggend? Ek en wie is die kerk? So as ek vanoggend die opdrag gee wat die Here gee, dan gee ek vir
wie as mens. Die Here vertel vir ons nie twyfel nie. Ons moet nie angstig rondkyk nie. Die Here sê ons moet vanoggend uitgaan en dan moet ons die gaan soek wat verlore is. Ons moet gaan na die wat stikkend is. En ons moet hulle gaan opjaag en gaan heel maak. Soos die Vader my gestuur het tot julle vanoggend om diensbaar te gaan wees. So in hierdie Pinkstertyd, ons kom Pinkster na Pinkster, kom sit ons hier, ons ontvang die boodskap, ons gaan huis toe. Op die dag van Pinkster het daar verandering ingetree. Nuwe dinge gebeur. Lewens was verander. So die Here praat vanoggend met ons as gemeente. Kom ons staan op. Kom ons verander. Kom ons sit net in die diens en ons luister, ons ontvang, maar ons deel dit nie. Ons deel dit nie. Die Here wil vanoggend jong, oud, groot en ons almal gebruik as 'n getuie. Want ons elkeen het vanoggend iets daaroor ons kan vertel. Maar as dit kom van die dinge van die Here, dan is dit stil. Ons wil nie daaroor praat nie, of die Here doen nou so baie goed te doen. Maar ek wil nie daaroor praat. So kom ons staan vanoggend op en kom ons wees diensbaar. Dus die Here sê disippels het gestuur die Here ons vanoggend ons almal by daai deur om diensbaar te gaan wees. Al gaan tel jy vanoggend een stuk in 'n lewe daar buite op. Dan jy ook wen. En die Here is die oorwinnaar van ons elkeen se lewe vanoggend. So ek wil julle bemoedig vanoggend doen wat jy moet doen. Baie keer is ons die mense wat net wat kom vandag te gee. As my kinders in die agter. Net maar ek is ons maar. As ek sê dan moet jy so doen, né? Maar hoe lewe ons op ons kinders vanoggend? Ek gee vir hulle opdrag te maak, iemand anders gee vir my opdrag. Dan voel ek het nie uit. Nou hoeveel dat ek my kind met die opdrag aan uitvoer as die mama of die papa nie die opdrag uitvoer. Ons kinders sien dat ons en hulle volg in ons voetspore. So kom ons wees vanoggend nie soos 'n Jona nie. Kom ons luister vanoggend, kom ons hoor vanoggend en ons doen. Nie wat aan Paula ons is, dat Paula vraag vanoggend nie. Maar kom ons doen dit wat die Here vanoggend van ons opwag. En die Here seën u elkeen. Dit is nog lekker, so elke kind kan na diens om premies kom aan, hè? Kom ons lekker ons. Liewe Here, en hierdie oggend, Here, wil ek kom loof. Here, ek wil u kom dank, Here, omdat u nou gespreek het. Here, ek het net vanoggend, Here, met die gemeente bespreek, maar ook met myself. En Here, baie dankie, Here, dat u ons vanoggend ken in ons harte. En Here, u weet waar ons tekort sien vanoggend. Here, ek wil vanoggend kom bid en preek te gee as ons nog vanoggend die sit en as ons ongehoorsaam. Here, wil u vanoggend, Here, ons ongehoorsaam maak aan u. Maar Here, ook aan mekaar, Here, want ons het mekaar nodig. Here, ek wil vanoggend kom bid en pleit, Here, dat u die naprediker van die woord kan kom wees. Here, wil vanoggend, Here, ons wil aanraak, Here, die weet, Here, waar ons gaan besig wees met die Pinksterdiens. Here, dat u ons sal uitstuur, maar Here, dat u ons self die verandering in ons lewe sal laat plaasvind. Here, dat na die Pinkster, Here, ons sal kan uitgaan as getuies en sê, Here, daar het waarlik iets in my lewe plaasgevind. Here, ek weet vanoggend, Here, u ken ons en toets ons, Here. Here, ek wil vanoggend kom vra, Here, laat u wil geskied en nie my en ons wil nie. Want ons is vanoggend so elkeen van u afhanklik. Here, ek wil die steen kom afbid, Here, wil u weet wat vir ons voorlê. Here, doen die wil kom opdra, Here. Here, dat u moet kom bekragtig en kom bemagtig, Here, met 'n boodskap. Here, wat u vir ons sal gee. En Here, dat u vir ons sal besprinkel met die bloed. En dat ons, Here, elke aansal u kom en die long vassteek nie. Maar dat ons waardig sal kom om gevoed en gevuld te sal word. Here, kom sien ons in hierdie dag. En wil u so verder met ons elkeen na verskillende wonings gaan. Om Jesus wil amen. Ons slot ons sal 2:9.
staan asseblief. Kom ons almal saam en van die seën van die Here gaan huis toe in sy vrede. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die troost van ons gewees van die Heilige Gees sal dan wees en sal bly met al die kinders van die Here by hoge verwag en almal sê dragtig saam. Amen.